nog mooi en as jy ietsie soek, hoop ek regtig soos ek julle sal goud vind, maar 'n eenvoudige gedagte. Kersfees het 'n persoon wat Kersfees afskop en begin. Dit is Johannes die Doper. Johannes die Doper begin Kersfees want hy berei die weg voor vir die Messias wat kom. En is baie interessant want Johannes die Doper speel 'n baie belangrike rol. Johannes die Doper is die kerk. Ons stap vooruit en herinner almal en maak almal reg vir Paasnaweek en ons bring mense in, ons doop hulle, ons maak hulle harte reg sodat as die lig skyn, hulle kan reageer op die roepstem van die Here. Die kerk is Johannes die Doper. Nou in Paasnaweek se narratief is daar ook 'n voorloper en dis ook die kerk. En dis Lazarus. Lazarus is die voorganger vir Paasnaweek wat die rol van die kerk vertolk en is bitter belangrik. Ek hoop julle hoor dit, ek hoop julle maak julle harte reg. Ons kan nie net op Paasnaweek opdaag en sê nou vier ons iets nie. Daar is voorbereiding sodat mense se harte reg sal wees. Kom ons sê hulle nooi iemand na die ete toe of kom ons sê hulle praat met iemand oor Paasnaweek oor die Here. Berei jou hart voor. En so die narratief van Paasnaweek volgens my ten minste 2 weke om en by. Ons het nie presiese tyd tussen Lazarus en die salf van sy voete en volgende naweek wanneer dit die Palmsondag, wanneer hy in Jerusalem ingaan en vir 6 dae gebeur daar 'n klomp goed, dis volgende naweek. Ons het nie presiese tydperk nie, maar ons weet, julle gaan dit ook hoor, dit was nie lank voor Paasnaweek nie, mense het al van die platteland af Jerusalem toe gestroom om plek te kry en aankope te doen, so my voorstelling is 'n week. Omtrent 2 weke voor Paasnaweek, en dis presies waar ons nou is, 2 weke voor Paasnaweek, begin hierdie storie afspeel. Ok, so ek klim maar in my narratief en in my storie in, en 2 weke voor Paasnaweek, hier is ons in Johannes hoofstuk 11. Ek het nie vreeslik baie Bybelversies op die skerm nie, voel asseblief vry om saam met my in jou Bybels te volg as jy wil, maar ek wil net hê julle moet luister na die narratief. Nou, in Johannes 11, dis seker een van die bekendste narratiewe. Ek hoop almal van julle wat hier sit, ken die storie. Julle jonges wat die kinderkerk het vandag nie. Ek hoop julle ken die storie. As julle nie ken nie, vra mamma en pappa hulle om jou 'n bietjie te vertel. Maar Johannes 11 begin, die opskrif is die heerlikheid van God in Lazarus se opwekking. Die heerlikheid van God in Lazarus se opwekking. En die hele narratief ontvou oor die Lazarus storie. En julle ken dit, amen, julle ken die storie oor hoe Jesus vir hulle almal sê, hy slaap net, hy is nie dood nie, ons gaan ergens anders heen, een van my mooiste stories, die bloedvloeiing, die vrou wat aan hom raak, hy doen iets heeltemal anders. En eventueel draai hy na hulle toe en hy sê, ons moet gaan, Lazarus is dood. En is asemrowend toe hy terugdraai na Lazarus se dorpie toe, en daar opdaag, en die hartseer van die 2 sissies, en die trane, en selfs die woede, hoe een in die huis bly, en nie uitkom om Jesus te ontmoet nie, en die narratiewe wat daar volg, gaan lees dit by die huis, in voorbereiding vir Paasnaweek. Moenie net hier sit en sê, ek het kerk toe gegaan nie. Gaan lees die narratief van Lazarus vir jouself by die huis, dis hoekom ek kies om dit nie te lees nie. Gaan berei jou hart voor, en hoor wat Jesus sê, oor die opstanding uit die dood, vir hierdie susters, en die mense om hulle. En dis mooi. En soos hy Lazarus uit die doodheid opwek, die kerk uit die doodheid opwek, sy krag tentoonstel om ons die lewe te gee, sodat ons iets kan gaan doen wat julle in hoofstuk 12 sal sien, die einde van die boodskap sal sien. In die agtergrond, terwyl jy hierdie asemrowende ervaring as 'n Christen het, en dinge gaan oké, maar die wêreld daar buite draai, julle weet dit. Sakemanne, dames, julle weet daar buite, die wêreld stop nie vir Paasnaweek om bietjie hoendervleis te kry en iets heiligs te voel nie. Die wêreld is boos en bly boser word. En so die tweede helfte van hoofstuk 11, alhoewel hy begin met die begin van Paasnaweek se voorbereiding, gee vir ons die prentjie wat in die wêreld aangaan. En dit wil ek vir julle lees. En dis so van vers 45 af van Johannes 11. Want dis die stukkie wat ons soms nie op fokus nie. En ons moet. As ons net op die opwekking uit die dode uit fokus en ons vergeet van die seer en die geweld daar buite, dan voel ons nie reg vir Paasnaweek nie. En so ek lees vir julle van vers 45 af. Die opskrif is 'n komplot word gesmee om Jesus te vermoor.
Baie van die Jode wat na Maria toe gekom het, dis nou Lazarus se suster, né? So dis die storie van Lazarus na haar huis waar sy gebly het en Lazarus gebly het, gekom het en gesien het wat Jesus gedoen het, Lazarus uit die dood opwek, het baie in hom begin glo. Sommige van hulle het egter na die Fariseërs toe gegaan en by hulle gaan skinder oor wat Jesus gedoen het. Dit gebeur, moenie skrik as dit gebeur nie. Die priesterhoofde en Fariseërs het toe die Sanhedrin, die groot almal bymekaar geroep en gesê, wat gaan ons doen? Nou luister mooi. Jesus doen iets. Hy haal Lazarus uit die dood uit. Die mense daar doen iets. Hulle buig voor Jesus en aanbid hom. Die godsdienstige mense of die mense wat daar buite dink ek en die Here is okay, maar nie vir die Here leef nie. Hulle wil ook iets doen. Hulle wil ook iets doen vir Paasnaweek. Hulle wil ook geestelik voel. Jy maak 'n fout. Selfs die mense daar buite wat nie Christene is nie, wil geestelik wees. Jy gaan sukkel om iemand te ontmoet. Selfs 'n ateïs in sy hart hinker na sin en betekenis in hierdie lewe. Hy soek net sy sin en betekenis op 'n plek wat vir hom gemaklik is. Maar almal wil iets doen. Almal wil betekenis in hulle lewe hê en voel ek is belangrik. En hierdie godsdienstige leiers wat slaap en glad nie reg is vir Paasfees wat kom nie. Al is dit duisende jare vooruit voorspel en baie kere vir hulle gesê dit is hier. Word hulle gevang en hulle doen niks. Dis business as usual. Paasnaweek soos altyd, niks spesiaals nie. En hier is iets spesiaals besig om te gebeur en hulle word gevang en hulle sê, wat gaan ons doen? Hierdie man hou aan om baie wondertekens te doen. Hoekom is dit slegte nuus? As ons hom maar net so los, sal almal in hom glo en dan sal die Romeine kom en ons tempel en ons nasie tot niet maak. Waar die hart van vol is, loop die mond van oor. Wat is vir jou belangrik? Paasnaweek. As ons oorgee en op die waters loop, soos Bobby gesing het, as ons dit waag om met iemand te praat hierdie naweek en hierdie maand oor die Here, as ons dit waag, dan verloor ons dalk ons status, ons posisie, ons vriendskappe, ons kerk, ons kultuur. Waar die hart van vol is, wys waar jou hart is. En ons sien duidelik waar hierdie godsdienstige leiers se hart was, dit was in hulle gebou en in hulle kultuur, en nie in wat die Here doen nie. Hulle was ver van hom af. Een van hulle, Caiaphas, hy was die hoofpriester gedurende daardie jaar, het opgemerk en gesê, julle is so kortsigtig. Nou hoor mooi wat hy gaan sê, want die Bybel sê, hy sê dit deur die Heilige Gees. Hoor wat sê die hoofpriester deur die Heilige Gees, dit is so mooi. Dit het hy nie uit sy eie gesê nie, maar aangesien hy gedurende daai jaar die hoofpriester was, het hy geprofeteer dat Jesus terwille van die nasie sou sterf. En nie net terwille van die nasie alleen nie, maar ook om die kinders van God, wat oor die hele wêreld versprei is, tot 'n eenheid by mekaar te bring. Julle is so kortsigtig. Is dit nie goed dat een man moet sterf in die plek van 'n hele nasie nie? Ek het dit nou vir julle gesê, né? Ons gaan weer daaroor praat, Barabbas, né? Wat beteken Barabbas? Wat beteken Abba? Vader. En Bar, seun van. En Jesus staan tussen 'n seun van die mens, die seun van die vaders wat gesondig het en die sondebord besoek aan die kinders van die vaders. Ons was nou net deur daai reeks, sy karakter. Jesus staan langs 'n seun van die vaders vol sonde, Barabbas. En hier staan die seun van God sonder sonde. En die volk sê, laat Barabbas gaan, kruisig Jesus. Dit is asemrowend wat hierdie hoëpriester profeteer moet gebeur, sodat ons 'n merk kan hê waarmee ons geseël is. Vers 53. Van daardie dag af het hulle planne gesmee om hom dood te maak. Dis wat hulle gaan doen. Lewe aan die een kant, dood aan die ander kant.
Jesus en almal wat daar by Jesus is, spreek lewe, sien lewe, juig oor die opstanding uit die dood, juig oor wat Paasnaweek beteken, en aan die ander kant, dood. Druk hulle af, bring hulle laag, politiek, fokus op die wêreld, alles wat negatief is, dood. Spreek dood, spreek lewe. Paasfees is voorbereiding. En so hulle spreek net dood. Gevolglik, hier is hoekom vir die volgende week 'n ander narratief het, want hoor wat gebeur nou vir die volgende, ek sê 6-7 dae, hoor wat gebeur. Gevolglik het Jesus nie meer openlik tussen die Jode rondbeweeg nie, maar van daar af vertrek na die gebied, wat na aan die woestyn, dis meer bergagtig, dis meer dorre gebied, geleë was na Efraim. So dis ander woorde Samaria, julle ken die storie van Samaria wat aan die grens was van Jerusalem area, hy is op in die wildernis van Samaria in. Die vrou by die put en die Samaritane, julle ken die storie, hy is op soontoe, weg van die Jode en Jerusalem af, daar waar die Fariseërs nie was nie. Okay, Samaria. Gevolglik is hy daarvan af na die gebied van Efraim toe. Daar het hy saam met sy disippels gebly. Hoor mooi. Die Paasfees van die Jode was naby. So kom ek sê, dis omtrent 'n week. Want hoor wat gebeur. Baie mense het al van die platteland af na Jerusalem toe gegaan met die doel om hulle self voor die begin van die fees ritueel te gaan was. En ons weet dit vat omtrent 7 tot 10 dae. So ons weet dis om en by 'n week, mense wat arm was, nie status gehad het, nie ryk genoeg was om dit vir hulle self te doen nie, moes gaan en met groot moeite hulle self was, sodat hulle Paasfees kon geniet, en goed genoeg was vir die Fariseërs, goed genoeg was vir die pastore en die dominees en die leiers van daai dag, moes hulle lank voor die tyd begin om geld te betaal, om reg te maak vir Paasnaweek, en so die tyd was hier. Hulle het toe vir Jesus rondgesoek, hierdie plattelandse mense van Galilea, wat Jesus gesien het, wat Jesus se kos geproe het, soos hy hulle gevoer het, hierdie mense, wat al hierdie dinge ervaar het, hulle het vir Jesus gesoek. En waar hulle in die tempel gestaan het, het hulle vir mekaar gesê, wat dink julle, sal hy tog sekerlik nie fees toe kom nie? Want die rumoer en die gedruis was daar, weet julle waar Jesus is? Ons wil hom arresteer. Weet julle waar Jesus is? Ons wil hom doodmaak. Die stories het versprei dat hulle wil Jesus doodmaak en die plattelandse mense het gesê, het het so gehoop hy gaan hierdie jaar kom. Hy maak dit soveel lekkerder. Hy gooi tafels om, hy is so 'n paar jaar terug het hy tafels omgegooi. Dis lekker as Jesus hier is, want dan gebeur daar goed. Hy het die mense wat hy gesond gemaak het, laas keer toe hy Paasfees hier was. Hy sal sekerlik nie kom nie. Dis die begin van Paasfees. En so, ons lees die narratiewe van waar Jesus is, in Matteus, Markus en Lukas. Hulle al drie vertel dieselfde stories. Die begin, terwyl hy in Samaria rondloop, is die stories 'n bietjie anders, en 'n bietjie hier en daar, en die konteks en die tydlyn is so klein bietjie anders, maar waar Jesus omdraai om terug te kom Jerusalem toe, vertel hulle almal dieselfde storie in dieselfde orde. Ek gaan Matteus sin gebruik, maar julle kan Markus sin ook gaan lees. Lukas verander net een van die stories en hy vertel van Saggeus wat uit die boom uitklim, maar dit het dieselfde betekenis, dieselfde konteks storie, maar dis net 'n klein bietjie 'n ander storie wat Lukas vertel. Maar hier is die orde, hier is wat gebeur, soos Jesus terugdraai, nou hy gepreek het oor die huwelik, en hy het stories vertel, en gelykenisse vertel, toe hy terugdraai, om terug te gaan Jerusalem toe vir Paasnaweek, berei hy sy disippels voor om vir hulle hierdie stories te vertel, en ek wil julle moet hoor. Jesus het dit belangrik geag om hulle voor te berei deur om hierdie narratiewe vir hulle te kommunikeer, en ek wil hê julle moet dit hoor. Matteus 19, soos ek sê, dis ook in Markus en Lukas, maar Matteus 19. Die eerste ding wat Jesus doen, soos hy terugdraai. Markus sê, toe hy terugdraai van Jericho af na Jerusalem. So hy is nou Jericho, dis Samaria. Hy draai weg van Jericho af en hy stap nou Jerusalem toe, maar die mense volg hom nog steeds. Hoor hoe sê Markus, wat gebeur volgende? Op 'n dag, op pad af Jerusalem toe, van Jericho af, het die kindertjies na Jesus toe gekom, sodat hy sy hande op hulle kan plaas en vir hulle kon bid. Sy disippels het hulle egter daaroor aangespreek. Maar Jesus se reaksie was,
laat staan die kindertjies. Moenie hulle keer om na my toe te kom nie. Hier is die voorbereiding. Want God se koninkryk is juis bedoel vir almal wat soos hulle is. Jy gaan Paasnaweek mis as jy nie luister nie. Dit gaan net nog 'n Paasnaweek vol dood wees as jy nie luister nie. Die koninkryk, Paasnaweek, die koms van die koninkryk behoort juis aan dies wat soos die kindertjies is. Hier gaan hy aan. En hy het sy hande op hulle koppe gesit en hulle geseën. En daarna het hy verder vertrek. Is julle met my? Nou, hoekom is hierdie belangrik? Hy het 'n paar hoofstukke terug, het hy al die kindertjies laat kom, en hy het 'n groter narratief in, ek dink Matteus 18 selfs, 'n hoofstuk voor hierdie. Julle kan maar gaan kyk, ek dink 17, 18, het hy sy groot narratief oor kindertjies gedoen. Maar hoekom juis hierdie? Want hierdie is belangrik, hoor mooi. Die kindertjies kom, die disippels is soos, ons is groot mense, ons wil ietsie belangriks doen, kindertjies weg. Jesus is soos, wow, julle harte is nie reg nie. En om dit deur te druk, om dit vir julle duidelik te maak, dat ons harte nie reg is vir Paasnaweek nie, en ons dink ons is okay, en ons doen wat ons moet doen, kom die volgende storie. En dis nou nie meer 'n kind nie, dis 'n suksesvolle sakeman. Iemand wat dit gemaak het as 'n Jood in sy wêreld. En die volgende vers wil Jesus vir ons te duidelik maak, ons is nie reg vir Paasnaweek nie. Vers 16. Iemand het na Jesus toe gekom met die vraag: Leermeester, watter goeie dinge moet ek doen om die ewige lewe te ontvang? Jy is nie reg vir Paasnaweek nie. As jy daai vra, as jy nie reg vir Paasnaweek nie. Want dis nie hoe 'n kind dink nie. Dis nie wat kindertjies dink nie. 'n Klein kind sit nie in die kar en dink soos, ek wonder of ek nou my kamer moet skoonmaak sodat ek McDonald's kry nie. Hulle sê soos, Papa, jy's mooi groot en sterk. Papa, ek is so lief vir jou. Ek soek McDonald's. 'n kind is anders. 'n Kind kyk na die sterkte van sy pa en die atmosfeer van sy pa en hy wil draai en hy wil vra en hy wil soek, want hy glo in die krag van sy pa. Maar jy sien, ons volwassenes, ons tieners, ons kom by 'n stadium wat ons verdienste najag. En ons leer dit ook vir ons kinders, want in die wêreld daar buite moet jy hard werk. Maar Paasfees is nie die wêreld daar buite nie. Paasfees is nie die wêreld daar buite nie. Leer om die onderskeid te tref tussen om jou seun en dogter voor te berei vir 'n wêreld en jou seun en dogter voor te berei vir Paasnaweek. En hy kom na Jesus toe en hy sê, Leermeester, goeie leermeester. Jesus sê, wat is goed? Maar in 'n geval, dis iets anders. Goeie leermeester, watter goeie dinge moet ek doen om die ewige lewe te ontvang? Hoor vers 20. Genade. Vers 20 sê hy, Jesus sê vir hom, doen die laaste 6 gebooie. Wees lief vir jou naaste. Moenie moord pleeg nie, moenie lieg nie, moenie steel nie, moenie begeer nie, eer jou ma en pa. Hy gee vir hom die laaste 6 gebooie, die gebooie oor mense. En hy sê, doen daai dinge, en jy sal hemel toe gaan. Nee, dis mos die antwoorde wat ons soek. En hy sê, ek doen dit. Ek het dit. Ek is lief vir mense, dis hoekom ek ryk is. Hoekom dink jy is ek ryk? My werkers werk hard vir my, ek is goed vir die armes hier om my. Jy word nie sommer net ryk in 'n Joodse kultuur deur selfsugtig te wees nie. Hy was 'n gesiene man in sy gemeenskap. Ek is lief vir my naaste. Ek is reg om hemel toe te gaan. En hy sê vir die Here, ek doen dit. In vers 20, ek het al hierdie gebooie nagekom, antwoord die jong man. Wat moet ek nog doen? Jy is nie reg vir Paasfees. Wat moet ek nog doen? Want dis al waaroor Jerusalem gaan. Gaan was jouself, gaan maak skoon, gaan doen dit, gaan doen. Wat moet ek nog doen voor Paasnaweek kom? Jesus het gesê, as jy dan volmaak wil wees, as jy dan jou eie pad hemel toe wil oopkloof, as jy dan volmaak wil wees, gaan verkoop alles wat jy het, en gee die geld vir die armes, dan sal jy 'n skat in die hemel hê. Kom dan,
Word my disipel. Maar dis mooi woorde. Ek dink meeste van ons wat hier sit wil daai woord. Here, kom word, ja Here, hier is ek. Dis ook 'n mooi woorde. Meeste van die disipels het alles wat hulle gehad het net so gelos toe hulle daai woorde hoor. Maar hierdie man kan nie alles los nie. Want hy's nie reg vir Paasnaweek nie. Vers 22 is waarop julle moet fokus, want aan die einde van my boodskap gaan julle 'n ander groep mense hoor wat 'n ander antwoord vir Jesus gegee het en julle moet die verskil tussen die twee sien. Die man wat baie het en baie ver gekom het en 'n baie goeie mens was, sê toe, vers 22, toe die jong man dit hoor, het hy geskok weggegaan, want hy het baie dinge gehad. Jesus het toe na sy disippels toe gedraai en gesê, ek verseker julle, dis bitter moeilik vir 'n ryke om in die koninkryk in te gaan. Ek wil dit beklemtoon. Dis makliker vir 'n kameel om deur die naald van 'n oog te gaan as vir 'n ryke om in God se koninkryk te gaan. Julle ken die storie afbuk. Jy moet alles afhaal van die kameel se rug af, sodat die kameel op sy knieë deurkruip in. Dit is wat Jesus sê, jy moet ontslae raak van al jou bagasie as Paasnaweek kom. Raak ontslae van die dinge wat jou pla, raak ontslae van die doodsdinge in jou kop, raak ontslae van hoe jy dink as 'n groot mens en begin dink soos 'n kind. Maak jou hart reg vir Paasnaweek. Jy kan nie net soos wat jy nou is in Paasnaweek ingaan nie. Gaan was jouself. Gaan reinig jou denke sodat ek jou kan gebruik. Raak ontslae van die las soos wat 'n kameel moet doen as hy in 'n stad moet ingaan. Hy sê, dis moeilik as jy dit nie kan regkry nie. Daarop het Jesus hulle aandagtig aangekyk en gesê, hy is besig om hulle voor te berei vir Paasnaweek. Jammer, voor dit sê die disippels vir hom. Toe die disippels dit hoor, vers 25, was die disippels verbuisterd. As dit so is, en 'n ryk man wat al hierdie dinge kan doen om status te kry in die kerk, as dit onmoontlik is vir 'n ryk man, wie, hoegenaamd, kan dan verlos word? Hulle is verboureerd. Daarop sê Jesus toe, aandagtig kyk hy vir hulle en hy sê vir hulle, menslik gesproke, vir jou om Paasfees te geniet en te verstaan, vir jou om Paasfees te beleef en te verdien, wat moet ek doen om Paasfees te verdien? Dit is onmoontlik. Dit is onmoontlik. Dis goeie nuus. Jy kan nie Paasnaweek kry as 'n geskenk nie, as jy so is nie. Jy gaan dit nie reg kry nie. So jy kan net sowel nie probeer nie. As jy nie reg is vir Paasnaweek nie, kan jy dit nie kry deur nou van 'n ritueel of iets wat jy doen nie. Jy gaan dit nie reg kry nie. Menslik gesproke, is dit waaroor ek nou met julle praat onmoontlik om te ontvang. Maar by God is alles moontlik. Dis 'n kind. Dis 'n kind. Dis baie anders as meeste van ons. Toe sê Petrus vir hom, net sodat jy verstaan, die Bybel lees jou, jy lees nie die Bybel nie. Die Bybel ken jou beter as wat jy jouself ken, voordat jy dink, ja nee, halleluja, amen, ek glo dit. Petrus, wat op die water wil loop, julle het dit nou net gesing. Petrus hoor oor die kind en hoor die koninkryk is soos 'n kind en sien al die goed. En wat sê Petrus? Petrus sê, Here, ons halleluja, ons het alles opgegee om die disipel te wees. Wat gaan ons daaruit kry? Ons hoor, maar ons hoor nie. Ons sien, maar ons sien nie. Ons lees, maar ons verstaan nie. Wat gaan ons kry? Berei jou voor vir Paasfees. Dit kan nie net wees oor 'n nuwe nier nie. Dit kan nie net wees oor jou liggaam dit kan nie net wees oor 'n bevordering of 'n verhouding. Dit kan nie net wees oor om iets te doen, om iets te ontvang nie. Jy dink verkeerd oor Paasnaweek, jy mis die punt by 'n myl. Jy moet jou voorberei vir waar Paasnaweek gaan, want hy bepaal waar Paasnaweek gaan, nie jy nie. En jy mis dit by 'n myl. En so Matteus 20 gaan Jesus aan. Hy's besig om hulle voor te berei vir Paasnaweek. En die opskrif is Jesus kondig sy komende dood vir die 3de keer aan. Die laaste keer, die 3de keer. 3 is 'n groot nommer.
3 is 'n volmaakte nommer. Vir die 3de keer sê Jesus vir hulle, julle mis die punt. Paasnaweek gaan nie oor jou en wat jy kry in hierdie lewe nie, dit gaan oor iets groters. Petrus, kom ek help jou, waaroor gaan Paasnaweek? Terwyl Jesus na Jerusalem toe stap, nou is hy weg van Samaria af en hy's nou deur daai kloof, is 'n asemrowende pad wat jy stap. Baie mense gaan op die trek en stap van hierdie wildernis af Jerusalem toe om hierdie stories, en dan lees hulle hierdie stories en hulle bemoedig mekaar. Is baie oulik. Hulle kan YouTube video's kyk oor mense wat hierdie tipe goed doen en dan kamp hulle oornag en hulle vertel hierdie stories vir mekaar. Ek dink dis 'n asemrowende belewenis, want dit is 'n baie moeilike pad wat Jesus gestap het. Jy kan nie begryp hoe moeilik hierdie pad was en hoe hulle dit gestap het nie. En soos hy hierdie moeilike pad stap Jerusalem toe, draai na sy disippels. Hy neem hulle op sy en hy sê vir hulle, luister nou goed. As ons in Jerusalem kom, sal ek, die seun van die mens, uitgelewer word aan die priesterhoofde en die skrifkenners. Hulle sal my tot die dood toe veroordeel. En hulle sal my uitlewer aan die wêreld, aan die heidene, aan die Romeine, en hulle sal my spot en gesel en spoeg en kruisig. Maar op die 3de dag sal ek uit die dood uit opgewek word. Lazarus se storie. Dis waaroor dit gaan. Dis wat die hoop is wat die wêreld moet hoor, nie word ryk en word happy en word gelukkig en word gesond en alles is net stunning nie. Nee, preek vir die wêreld, al wil hulle dit nie hoor nie, ons is nie vir hulle goed genoeg nie. Laat ek hulle gees lewend maak. Hoor waar gaan Paasnaweek. Ek gaan uit die dood uit opstaan na 3 dae. Vers 20, die volgende vers. Daarop, hulle is besig om te stap. Hy sê vir hulle waar Paasnaweek gaan. Hier kom Johannes en sy boetie Jakobus. Jakobus, eerste een wat doodgemaak word, Johannes, die een wat na Jesus se ma moet kyk. Hier stap die 2 van hulle. En die mammaatjie agterna. Jesus het nou net gesê, luister mooi, ek probeer julle iets leer. En hier kom hierdie 2 groot disippels, groot manne van God se ma. Hulle kom na Jesus toe en sy sê, sy kniel eerbiedig neer voor hom. Ek dink Markus sê die 2 seuns het gevra, Matteus sê die mamma het gevra. Die punt is, almal het gehoor wat gaan aan. En Jesus sê, wat is jou versoek? Wat wil jy hê? Paasnaweek kom. Paasnaweek kom. Wat soek jy? Luister, want dis 'n vraag wat die laaste storie ook, Jesus gaan dit weer vra. Net voor hy in Jerusalem ingaan, gaan hy dit weer vir 'n groep mense vra. Wat soek jy van my? Vra hy vir hierdie 2 disippels. U koninkryk, wanneer u dit in besit neem, mag my 2 seuns op die ereplekke regs en links van u sit. Of Markus se vertaling. Here, mag ons die ereplek kry reg langs u, soos 'n ryk jong man wat status het en almal kyk op na hom. Here, mag ons soos 'n ryk jong man wees. Toe die ander disippels dit hoor, julle kan gaan lees, Jesus praat met hulle daaroor, is julle reg, sal julle drink wat ek van drink, verstaan julle wat julle vra, julle begryp nie wat ek sê nie. Maar die punt van hierdie boodskap is vers 24, toe die ander 10 disippels hoor, wat hierdie 2 boeties wou hê, was hulle bitterlik verontwaardig. Jesus roep hulle toe weer by mekaar en berei hulle voor vir Paasnaweek. Julle weet in hierdie wêreld, tyranniseer die maghebbers die nasies. Julle weet hulle wil ons doodmaak terwyl ons wil praat oor lewe. Die maghebbers domineer mense en vertel mense wat hulle moet doen en waarheen hulle moet gaan. Daar's nie vrede in die wêreld nie. Maar, belangrik, vers 26, onder julle moet dit heeltemal anders wees. Kindertjies, speel sonder sorge. Hulle weet nie van die gevaar nie. My vrou gaan haal my by die lughawe en ek sit daar. En jy het so 'n mooi swart kat, klein baba kat gestuur en hy speel hier voor my en mel vir my in die boom en ek's opgewonde en hier kom 'n klein seentjie uit die kar uit gehardloop. Tussen die karre en daai mense jaag, julle weet daar by die lughawe optel, mense is onbeskof daar. En hierdie seentjie hardloop tussen die karre en die pa skree, "Stop, stop!" En die seentjie hardloop net. Hy gee nie om nie, hy weet nie wat's gevaar. Hy hardloop net. Nou ek weet, dis 'n slegte voorbeeld van ongehoorsaamheid.
Maar my punt bly staan. 'n Kind is anders. 'n Kind sien nie die geweld en die dood nie. Hy vertrou dat ek is veilig, my pa's dan hier, al is hy 100 meter weg en die pa kan nie help nie. 'n Kind is anders. Maar onder julle moet dit heeltemal anders wees. Wie onder julle 'n leier wil wees, behoort 'n diensknegt te wees. En wie die eerste onder julle wil wees, moet soos 'n slaaf word. Berei jou voor vir Paasfees. Net so het ek, die seun van die mens, nie gekom om gedien te word nie, maar om die diens te lewer en boonop my lewe te gee as 'n losprys vir baie. Dis waaroor Paasnaweek gaan. Vertel vir mense. Christendom gaan nie oor baas speel nie. Ek wil nie oor jou baas speel nie. Ek wil nie vir jou sê hoe jy moet lewe nie. Ek wil nie vir jou sê los daai sonde, verander hierdie gewoonte, verander daai verhouding. Ek wil nie vir jou kom baas speel nie. Nee, dis wat godsdiens doen, dis wat die Fariseërs doen. Jy mis die punt as jy dink dis wat kerk vir jou kom sê. By ons is dit anders. Kom Paasnaweek toe. Waaroor gaan dit in Paasnaweek? Jesus het klaar vir jou alles gedoen. Kom sê dankie. Maar dis nie wat die wêreld hoor nie. As jy na hulle toe stap as 'n Christen, hoor hulle al klaar iets, al wil jy dit nie vir hulle sê nie, hulle hoor dit klaar. Want dis wat hier aangaan. Nie skok as die wêreld jy met Jesus begin, ek wil niks met jou Jesus te doen hê nie. Dis hoekom. Want die kerk is nie voorberei vir Paasnaweek as ons na die wêreld toe gaan nie. Ons weet nie wat Paasnaweek is nie. Ons begryp nie die grootheid daarvan nie, want ons is nie kindertjie, ons kan dit nie aanvaar nie, is te groot vir ons. En so die volgende storie is waarmee ek eindig, dis die laaste storie, hoor mooi. So mooi. Jesus wil die punt so deurdruk. Toe Jesus en die disippels daar uit Jericho uitgaan, so hulle is nou in Judea, hulle is nou in die spasie waar hulle nou na Jerusalem toe op pad is. Het baie mense agter hom aangeloop uit daai Samaritaanse stede uit. 2 blinde mense. Hoeveel disippels het gevra vir ereplekke? 2. 2 blindes, jy kan sien God probeer 'n vergelyking tref. Die Bybel lees jou, jy lees nie die Bybel nie, God probeer jou voorberei. 2 disippels, goddelike mense wat die Bybel ken, soek ereplekke. 2 blinde mense wat die Bybel nie ken nie, wat nie sien wat Jesus doen nie, wat nie beleef wie Jesus is nie, wat nie sien hoe hy op die water loop nie, wat nog niks beleef het oor godsdiens nie. 2 blinde mense. Toe Jesus en die disippels loop, toe 2 blinde mense wat langs die pad gesit het en gehoor het dat Jesus daar verbyloop, roep hulle aanhoudend uit wat die disippels moes uitgeroep het. Here, Seun van Dawid, ontferm U tog oor ons. En Seun van Dawid is die titel vir die Messias wat sou kom tydens Paasnaweek. Hier's 2 blinde mense wat sê, U is wie U sê U is, kom doen wat U gesê het U gaan doen. Hulle gee hom 'n titel wat hulle kon met klippe doodgegooi word. Die Fariseërs sou hulle uitgejou het. Jy kan nie dit sê nie, dis 'n titel wat net aan een behoort. En die Fariseërs besluit wie dit is. Nie blinde mense wat nie eers kan sien nie. Maar hierdie blinde mense gee nie om nie, want hulle sien met ander oë, hulle is voorbereid vir Paasnaweek. Hulle kyk soos kindertjies, hulle dink soos kindertjies. Hy die Here Seun van Dawid, ontferm U oor ons. Wat het die man aan die kant van Jesus gesê? Here, dink net aan ons. Onthou julle daai man? Here, dink net aan ons. Nee, ek's jammer, ek het al hierdie dinge, net, wat moet ek doen, dat ek vergifnis? Nee, dink net aan my. Hoe kinderlik, dink net aan my. Ontferm U oor my. Dit is so 'n mooi woord. Ons doen goed om Paasnaweek met hierdie blinde manne se woorde na die Here toe te draai. Die skare het hulle aangespreek. Klink dit soos die storie oor die kinders? Sien julle hoe hierdie probeer jou voorberei? Dit klink net soos die kindertjies se storie. Die skare het hulle aangespreek en gesê, bly stil, gaan weg, hy's te besig vir julle. Niemand leer niks van Jesus af nie. Maar hulle het net nog harder aanhou roep. Jy kan nie 'n kind stil maak nie. Here, Seun van Dawid, ontferm U tog oor ons. Jesus het gaan staan en hulle geroep. Wat wil julle hê moet ek vir julle doen? Dis wat hy vir sy disippels gevra het. Wat wil julle hê?
Die twee manne het uitgeroep, ons wil sien. Nou julle moet onthou, die Bybel is nie net 'n storie wat jy lees nie, hulle was blind, die Bybel is 'n geestelike boek. Wat dink julle wil Jesus hier vir julle sê? Dink julle dit gaan oor blinde oë? Dis glad nie waaroor hierdie storie gaan nie. Dit gaan oor wonderwerk nie, dit gaan oor ons geestelike blindheid. Wat wil jy hê? Ek wil sien. Ek wil sien wat die disippels nie kon sien nie. Ek wil sien wat baie Christene nie kan sien nie. Ek wil beleef wat baie mense hinker en nie reg kry nie. Here, ek wil sien. Want ek is blind en armsalig en gebrekkig, vol sonde en hoogmoedig. Ek wil sien, Here. Ek wil sien wat dit beteken om gelei te word deur die Heilige Gees. Wanneer ek by 'n plek sit en die stemmetjie borrel in my op en dit vloei net oor en niemand kan my stil maak nie en ek praat oor die goedheid van my God. Ek wil sien hoe dit voel om Paasnaweek na die wêreld toe te vat. Here, ek wil sien. Nie ere plek nie. Niemand moet my naam ken nie. Ek wil U sien. Daarop het Jesus hulle innig jammer gekry. Dis Paasnaweek se woorde. Hy het gehuil oor Jerusalem en hulle innig jammer gekry. En hy het hulle oë aangeraak. Dadelik kon hulle sien. Wat het die ryk man gedoen? Hy het te veel gesien, hy het weggeloop. Maar dadelik het hy die blinde manne gesien en hulle het agter Jesus aangegaan. Al die pad tot 'n Paasnaweek. Hierdie ouens het Paasnaweek beleef. Hierdie manne was saam op Paasnaweek. Hierdie manne was daar. Hierdie manne was daar. So. God se koninkryk, is hy af. Okay. Ja, God se, dis my rekenaar ek met die wifi update. God se koninkryk is bedoel vir kinders. Hou op sê, watter goeie dinge moet ek doen? Of ons het alles oorgegee, wat gaan ons daarvoor kry? Hou op. Hou op, laat staan jou dodelike gedagtes van godsdiens. Dis soos 'n kind. Tweedens, wat vra jy vir hom? Wat vra jy vir hom? Here, gee my 'n ereplek? Of Here, ek is arm, ek wil sien. En dan derdens, kom word my disipel. Here, ek het nie nou tyd nie. Here, dis 'n bietjie moeilik. Here, ek weet nie wat om te sê nie. Here, ek is nie reg nie. Here dit, Here dat, en jy loop hartseer weg. Of, Here, ek kan nie sien. Hier kom ek. Wat is jou Paasfees gedagtes as jy nog 2 weke het? 2 weke. 2 weke voor Paasnaweek. En so Bobbie, soos jy kom regmaak hiervoor, Johannes 12, 'n week na Jesus rondbeweeg het en bedien het, 'n week voor Paasnaweek, ek gaan volgende week hiermee begin. 'n week voor Paasnaweek, waartoe gaan Jesus? Terug na Lazarus toe. Want Lazarus is die beeld van Paasnaweek vir die kerk. Ons moet lewendig wees en die wêreld 'n storie vertel. Hoor hoekom is Lazarus soos Johannes die Doper? Hoor hoekom is Lazarus ons? Hoor hoekom moet ons soos Lazarus wees? Want Johannes 12 begin die Paasfees week. En hoor wat staan hier. 6 dae voor Paasfees sou begin, het Jesus na Betanië toe gekom waar Lazarus, wat hy uit die dood opgewek het, gewoon het. Daar het hulle vir Jesus 'n aandete voorberei. Volgende week sal ek vir julle vertel wat het daar gebeur tydens die aandete, maar ek wil fokus op wat direk na die aandete gebeur het. Vers 9. 'n groot skare uit die geleerdere van die Jode het kennis geneem dat Jesus daar is. Onthou julle, hulle het Jesus gesoek. Betanië is nie ver van Jerusalem af nie. En almal wat Jesus soek het gestroom na Lazarus toe. Hoor mooi. Hulle het daarheen gekom, nie net ter wille van Jesus self nie. Die wêreld gaan nie net luister oor Jesus nie. Johannes die Doper het voorgeloop nog voor hulle Jesus gesien het en die mense na Johannes die Doper kom luister. Hulle het nie net gekom oor Jesus nie. Want Lazarus was klaar lewendig gemaak, het Jesus se wese in hom gehad en mense kon dit herken. Lazarus kon sien. En die mense het gekom, en nie net as gevolg van Jesus nie, maar ook vir Lazarus.
vir wie Jesus uit die dood opgewek het, sy oë teruggegee het. Vers 10, die priesterhoofde het begin beraadslag en besluit om ook vir Lazarus dood te maak. Die duiwel wil jou stil maak, Christen. As jy dit nou nog nie besef het nie. Hulle wou Lazarus nou ook doodmaak. Hoekom? Omdat baie van die Jode as gevolg van Lazarus na Jesus toe oorgeloop het en in Jesus begin glo het. Paasnaweek. Wag jy vir engele? Wag jy vir iemand om in die straat verby te ry en te sê, dis Paasnaweek, kom ons gaan kerk toe. Verwag jy een of ander oomblik wanneer mense Jesus gaan raak sien? Of het mense Jesus gesien, want Johannes die Doper het gesê, daar is hy, gaan volg hom. Het mense in Jesus begin glo, want Lazarus het gesê, ek gaan julle iets vertel. Hoekom het mense so in Jesus begin glo? Die wêreld gaan jou haat, maar jy gaan Paasnaweek erf. Lazarus staan op uit die dood en leef. En ons gaan nou nagmaal bedien. En ek wil dit anders maak. Ek wil hê julle moet, as jy moet opstaan, jy kan die stoele rondbeweeg, so heerlik dat ons nie vaste banke het nie, julle kan 'n bietjie na mekaar toe draai. Ek wil net hê as families julle by mekaar is, of vriende by mekaar is, weer eens as jy bietjie alleen is, gaan kyk, kom aan, loop op die water, gaan sit net langs wie ook al langs jou is, trek iemand saam wat miskien alleen nie is, vriendinne, sit saam, kies die hoofkaptein, en dan wie ook al in beheertjies van die groepietjie is, van die familie is, die hoof van die huis, die man of die persoon, kom net vorentoe, en vat so 2 of 3 stukkies naanbrood, ongesuurde brood, brood wat ons op Paasnaweek gaan vier. En vat vir jou so 'n paar stukkies, en vat vir jou 'n beker, as daar nie genoeg is nie, kom kry maar kelkies, maar vat 'n beker, stap terug na jou groepie toe, en sit net en luister na hierdie liede wat vir ons gesing word. En bedien mekaar met nagmaal en hoofsaaklik bid vir jouself hierdie vraag. Here, berei my voor om soos Lazarus te wees. Laat my uit my doodheid opstaan. Gee my iets om te sê, sodat mense sal hoor. Vergewe my, dat ek soos hierdie ander karakters is, maak my meer soos Lazarus. Is dit reg so? OK. Vader, ons dankie dat ons na U toe kan kom en kan kom nagmaal neem aan die begin van hierdie 2 weke voorbereiding. Here, berei ons voor om soos Lazarus te wees. Om uit ons doodheid op te staan en iets het om te sê. Vergewe ons wanneer ons soos Johannes of Jakobus of Petrus of 'n ryk man is, wanneer ons so nie kan hoor wat U vir ons wil leer nie. Here, kom vergewe ons. Mag hierdie brood wat ons eet werklik waar vir ons 'n asemrowende voorreg wees dat U namens ons 'n prys betaal het vir ons arrogansie. Mag die druiwesap wat ons saam geniet werklik waar vir ons leer, dat dis nie wat moet ek nog doen nie, dis nie dat ek iets moet doen nie, dat ek moet met iemand praat nie, ons klop nie aan deure en doen goed omdat ons geforseerd word nie. Here, hier is ek, gebruik my, omdat ek vir U lief is, wil ek, omdat U iets vir my kom doen het, wil ek, leer ons dat U alles vir ons gedoen het en ons reaksie is net liefde. En ons sê vir U dankie daarvoor. Kom o Gees van God en vul ons, want daar buite is mense wat honger is vir Jesus. En ons is Lazarus. Ons sê vir U dankie daarvoor. En ons prys U naam. In Jesus naam. Amen. Amen.